Hoofnuus vanaand, tientalle Palestynë sterf in Israel se tankvuur toe hulle wag vir kos by 'n hulpsentrum in Gaza. En huldeblyke stroom in na die moord op die IFP-MP en die party se adjunkhoofsweep KP Sithole. Goeienaand, ons begin in die buiteland. Die direkteur-generaal van die Palestynse Gesondheidsdepartement in Gaza, Munir al-Bursh, het die internasionale gemeenskap se stilswye verdoem oor Israel se optrede in Gaza. Minstens 32 Palestynë is dood en 136 beseer in Israel se tankvuur by 'n hulpsentrum van die Gaza Humanitêre Stichting wat met Israel se en Amerikaanse steun bestuur word. Israel maak alle berigte van sterftes en beserings af as versinsels. Die hulpsentrum wat deur 'n private Amerikaanse maatskappy bestuur word met hulp van die Amerikaanse en Israeliese regerings ontken ook die voorval. Hy sê hulp is aan Palestynë uitgedeel sonder voorval. Beeldmateriaal toon egter hoe beseerdes en ambulanse van die toneel verwyder word. Personeel van die Rooikruis Hospitaal in Rafah het bevestig dat meer as 130 beseerdes met skietwonde aangemeld is. Die plaaslike tak van die Rooi Halfmaan, wat geaffilieer is met die internasionale Rooi Kruis, het vroeër gesê dat hy meer as 20 lyke van die toneel verwyder het. Volgens Palestynse owerhede is minstens 49 mense dood en 300 beseer by die maatskappy se 2 Gaza hulpsentrums sedert Dinsdag. Die owerheid sê ook dat Israel steeds ongeveer 3000 vragmotors vol hulpvoorraad in die Egiptiese stad Al-Arish toegang tot Gaza weier. Egipte het bevestig dat hulpvoorraad wat tydens die maandelange versperring verval het, weggegooi word. Vandat Israel die skietstilstand verbreek het op 18 Maart, is meer as 4100 Palestynë dood en 12150 beseer. Een van die sterftes is 'n dokter, van wie 9 van sy 10 kinders gesterf het in 'n Israeliese aanval op sy huis. Hamdi al-Najjar het vanoggend beswyk aan wonde opgedoen in die aanval. Intussen vra Hamas wysigings aan die skietstilstandsooreenkoms voorgestel deur die Amerikaanse president Donald Trump se spesiale gesant Steve Witkoff. Witkoff het die wysigings afgemaak as algeheel onaanvaarbaar. Die ooreenkoms sou 'n 2 maande lange skietstilstand instel in ruil vir die vrylating van lewende Israeliese gijslaers en liggame van oorledenes. Hulpleniging sal hervat en meer as 1200 Palestynse gevangenes sou vrygelaat word. Hamas wil egter hê dat 'n einde aan die oorlog en onttrekking van die Israeliese weermag aan Gaza uitgestip word. Israel verwerp die eis. Huldeblyke stroom in na die moord op die IFP-LP en die party se adjunkhoofsweep KP Sithole. Sithole is gisteraand in Katlehong aan die Gautengse Oosrand doodgeskiet. Hy was ook 'n lid van die portefeulje-komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie. 2 ander IFP-lede is in die aanval beseer. Jobe was a very hard-working, friendly man who brought life to any room. He was a gentle giant, a voice of reason, and he was an asset in our quest for servant leadership and development in the country as the IFP. In his 15 years in Parliament, he was really a voice of the voiceless, a voice of the marginalized. He really did a sterling job to take the conversation in the direction of the people and to express their daily lived real conditions. Die vermoorde student, die 30-jarige Olerato Mogale, is in die Beinsvlei begrafplaas in Bloemfontein te ruste gelê. Mogale se liggaam is 'n week gelede naby Alexandra, suid van Johannesburg gevind. Die hoofverdagte in haar moord is verlede week deur die polisie in Amanzimtoti doodgeskiet, terwyl nog 'n verdagte steeds gesoek word. Talle rouklaars het finaal van Olerato Mogale afskeid geneem. Mogale se ma het haar beskryf as 'n persoon wat die lewe ten volle aangegryp het. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshelo, het die ouers van misdadigers gewaarsku om nie hulle kinders te probeer beskerm nie. Dit nadat die ma van die hoofverdagte glo haar seun gewaarsku het dat die polisie na hom soek. Die polisie sê hy toets nog die bloedmonster wat in die Volkswagen Polo gevind is. Mogale se dood het ook die kollig geplaas op die vele slagoffers van geslagsgebaseerde geweld. Because indeed our country is bleeding from the deep wounds
inflicted on our women and girl children. It is no exaggeration to say women in our country are under attack and indeed are afraid. And they must be afraid. Who would not be when criminals have become so emboldened that they can casually kill women and dispose of their bodies like animals? Owerhede sê daar is 20 sake wat met die verdagtes in Olorato se moord verbind word. Sake was onder meer in Bloemfontein, Mbombela en Leboagomo in Limpopo, as ook in Midrand in Gauteng geopen. Randwater het inwoners van Gauteng verseker dat die hele provinsie se krane nie gaan leegloop terwyl instandhoudingswerk aan waterstelsels gedoen word nie. Die werk sal Dinsdag begin en tot 21 Julie duur. Randwater se uitvoerende hoof Sipho Mosai het gepraat tydens 'n oorsigbesoek aan waterinstandhoudingsprojekte in Midvaal en aan die Oostrand. Die beplande onderhoudswerk het ook ten doel om die provinsie se munisipaliteite te help om water te bespaar. Daar word geraam dat minstens 49% van die provinsie se drinkwater verlore gaan weens swak infrastruktuur of vandalisme. We do discuss the issue of non-revenue water. It is indeed a big problem, but I'd like to assure you, Minister, and the people of the province that we are looking into that issue. Mosai sê daar steek geen waarheid in gerugte dat die hele provinsie eensklap sonder water gaan wees nie. Doesn't mean there's going to be complete total shutdown. Different areas will be different at various periods of time. As we speak, most of Gauteng still has water. The areas in the main that do not have water are only in the Pretoria East, Mpumalanga, and parts of Ekurhuleni. Die minister van Water en Sanitasie, Pemi Majordina, het tydens die besoek aan Meyerton uitgelig dat munisipaliteite aangesê is om slegs die departement se watertankwaans te gebruik. Sy glo dit sal waterinfrastruktuur teen die sogenaamde watermafia beskerm. Die minister sê die voordele van die herstelwerk sal uiteindelik die huidige ongerief oorskadu. Honderde kinders en volwassenes het na Konstitusieheuwel in Johannesburg opgeruk om hulle stemme dik te maak teen die misbruik en die uitbuiting van kinders. Die optog is gehou as deel van Kinderbeskermingsweek wat van 28 Mei tot 5 Junie gehou word. Verskeie burgerlike organisasies en regeringsamptenare het ook aan die optog deelgeneem waarna 'n griefskrif aan die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, oorhandig is. Kinders en ouers sê hulle leef in vrees aangesien hulle voortdurend aan gevalle van geweldsmisdaad blootgestel word. Every child deserves a right and every child should stand up for themselves. Die Gautengse ALR vir maatskaplike ontwikkeling, 5 Mazibuko, sê die regte van kinders moet beskerm word. Instead of celebrating, let's find a way for these young children to raise their challenges. Majority they are abused, majority they live in homes, and you find even the courts, they take forever to place a child into a home. Mazibuko het die minister versoek om die vervolgingsproses te bespoedig wanneer sake waarby kinders betrokke is, na die hof gebring word. In Kaapstad is 'n vroue atleet dood toe 'n boom in die Kompanjie-tuine op haar geval het tydens die 13de jaarlikse slaweroete wedloop. Die organiseerders van die sportgeleentheid het die voorval as 'n groot terugslag vir hardlopers bestempel. Hulle het hulle medelee met die vrou se familie en vriende uitgespreek. Hulle hou egter vol dat alle veiligheidsprotokol liewer voor die onderskeie wedlope in plek was. Die organiseerders en betrokke owerhede het onderneem om die oorsaak van die voorval te ondersoek. Die slaweroete wedloop bring hulde aan die slawe wat dekades as slawe in die Kaap aangehou is. Net hierna die jongste nuus van die Franse Ope, bly by ons. En dit is dan al vir vanaand. Onthou, ons is môre aand weer terug om 8:30 en dan op SABC3. Dankie vir die saamkyk. Mooi week. Totsiens.